iets anders, hulle bepaal natuurlik ook wel. Word deur verskeie gene. Goeiedag, is weer lekker om met die boere te kuier en ons het laasweek gekyk na die sagte kommoditeite, ons het basies baie van die mieliepryse en daardie grafieke gekyk. Maar hierdie week kyk ons bietjie na iets anders. Hulle bepaal natuurlik ook welvaart en die heel eerste ene wat ek wil na kyk is goud en ons gaan dit sien ook by Brent-olie gee presies dieselfde les deur as ons goud hier gee, maar net op die ander kant. Nou kyk net 'n bietjie hier. Goudprys pragtig gehardloop. Kan julle onthou toe hy hier gehardloop het in Januarie maand, het hy so in 'n loodregte lyn gehardloop. Toe was die nuus in die wêreld dat alle lande koop goud. Hulle wil hulle goud posisies vergroot. En wat het gebeur? Almal het geluister daarna en dadelik het die prys begin terugsak toe die top bereik is en hy het teruggeval. Hy het wel amper weer daar gaan, maar daarna het hy baie groot stoom verloor. Dit lyk amper of die wêreld deesdae op temas werk. Hulle praat 'n produk op en dan wanneer jy nou net dink daai produk moet verder gaan, dan draai hy om. Maar kyk 'n bietjie goud. Goud het behoorlik geval vir die boere wat wel belangstel om goud te koop of hulle posisies te vergroot. Onthou maar net as jy 'n munt koop, moet jy hom baie veilig bære, laat niemand eers daarvan weet nie, want almal wil hom by jou hê. Andersins moet jy new gold koop, dis die papierinstrument wat vir jou dieselfde blootstelling gee. Nou goud hier baie duidelik bo 4.510 4.510 is die weerstand wat hy nou gebreek het na boontoe. Dit lyk baie positief. Na die watervalformasie is ek gewoonlik lief om te kyk na 'n hoër laagte. Daar is 'n hoër laagte nou en dan bo 4.510 kan hy koop. So ek dink 'n mens kan beslis kyk om 'n bietjie jou goud blootstelling bietjie te vergroot. Waar is my keervlies? My keervlies is die laagtepunt van daardie plekkie op die lyngrafiek. Dit lê by 4.385. Julle sal sien daai gaping is 'n bietjie groot tussen die koopvlak en die keerverliesvlak, so moet asseblief nie te veel koop nie. Jy kan dalk jou vingers brand as hy weer 'n bietjie laer gaan. Maar ek bedoel 'n daling van $5,200 na 4.500, dit was amper $700 in 10 dae. Dis baie. So met ander woorde, dit lyk tog of goud so 'n bietjie asem skep en wil 'n bietjie na boontoe beweeg. Kom ons kyk 'n bietjie na die rand. Die rand het ons almal verbaas, natuurlik, onthou julle toe hy net so sterk gebly het, hy wou eenvoudig net nie verswak nie, ons almal kon dit nie glo nie, die hele wêreld het gepraat van die rand bult hulle spiere teen die Amerikaanse dollar, en wat het gebeur? Letterlik in 'n paar weke kan ons sien, waar die rand nou sommer teen 17 verhandel, was op 'n dag, kan julle glo, R15.72, so hy het baie vinnig het hy boontoe verswak, en daar is die 50 dae bewegende gemiddelde, die begin al opkruis. Ek moet sê, hy het nou al 'n bietjie ver weg gehardloop daarvan. Hy kan 'n bietjie terugtrek na hierdie vlakke toe, maar die rand begin vir ons wys dat daar 'n verswakkende tendens besig is om te vorm. Maar wat is die les? Dis weer 'n watervalformasie, soos wat ons in die goudprys gekry het, dan begin hy lewe kry en hy beweeg boontoe. Ons sien nou hier in die rand op dieselfde vlak. So ek wil amper sê, as die rand hier gaan bly verswak waar hy nou is, gaan dit insetkoste vir boere definitief raak, en dan gaan jy outomaties sien dat die sagte kommoditeitspryse nie lank daarna gaan kop op tel nie, want die grafiek wat ek julle nou gaan wys, bevestig dit spesifiek, maar onthou hierdie vlakkie bo R17 kan die rand baie maklik verder verswak, en ons volgende teiken as hy bly verswak, kan julle dit glo, is R17.37. Kom ons kyk 'n bietjie na Brent-olie. Dit is die ene wat almal nou op die oomblik oppraat. Almal sê Brent-olie kan net verder gaan en verder en hoër gaan, en ons sien daai klassieke lampaalformasie. Daar kan julle sien is 'n lampaalformasie. Wat het ons op die ander grafieke gesien? Ons het dit by goud ook gesien, dat daar was 'n lampaalformasie en hy het teruggetrek. Nou ons staan op die punt om 'n splinternuwe hoogtepunt hier te maak. Die oorlog is nou al vir 5 weke aan die gang. Amerika sit, ek dink, met hulle hande in hulle hare, hulle weet nie om daai oorlog te stop nie. Partykeer is dit dan maklik om 'n ding te begin, maar sukkel om te eindig, dis wat ons hier sien. En natuurlik olie kan selfs hoër gaan, bo $109, kan hy nog verder hoër gaan. So wees maar 'n bietjie versigtig daarvoor, maar ek dink hierdie lampaalformasie gaan een of ander tyd 'n pragtige omkeer gee, verligting gee vir boere. Maar hoekom dinge gaan die sagte kommoditeite opgaan? Hierdie olieprys kan al terugkom na 90 toe, maar dit gaan bitter min aan die insetkoste doen, maar die insetkoste gaan bly styg as die rand
onderdruk bly soos wat ons nou begin sien. Wel, geniet gerus ons webtuiste www.fransklerk.com en ons kuier weer. Die Landbou Navorsingsraad is weer eens in die ateljee vandag en ons verwelkom vir Dr. Simon Lashmar. Hy praat oor die rol van genetiese diversiteit in plaaslike beesrasse. Simon, lekker om jou weer in die ateljee te hê. Presies wat is genetiese diversiteit in die konteks van die veebedryf? Baie dankie Lisa, dis 'n voorreg om hier te wees. So genetiese diversiteit verwys na die verskeidenheid van gene binne 'n ras of kudde. So as ons praat van kwalitatiewe eienskappe, soos byvoorbeeld horingstatus, wat regeer word deur enkel gene, dan veroorsaak genetiese diversiteit 'n verhoging in die heterozigositeit. As ons praat van kwantitatiewe gene, soos byvoorbeeld melkproduksie, waar die oorerfbaarheid regeer word deur verskeie gene wat 'n gesamentlike effek het, dan praat ons van 'n breë spektrum van prestasie. So in statistiek leer ons altyd oor die bell curve of die klokkurwe, en dit sê vir jou basies dat daar 'n verskeidenheid van prestasie is van laagproduseerders tot hoogproduseerders. So diversiteit sê vir ons daar's van laagproduseerders tot 'n gemiddeld tot hoë presteerders ook. So basies genetiese diversiteit verwys na die verskille tussen diere, en omdat daar verskille tussen diere is, het ons 'n groot gereedskapskis of 'n groot genepool om basies van diere van te kies om te selekteer en dus te verbeter. Jy het nou 'n baie groot woord gebruik en dit is heterozigositeit. Verduidelik vir ons wat is dit? Okay, so in veeteeling 101 leer ons dat 'n kalfie kry 2 kopieë in sy DNA. So een kopie kom van die koei af en die ander kopie kom van die bil af. So 'n heterozigoot is basies by 'n spesifieke geen of basispaar waar 'n kalfie 2 verskillende kopieë sal hê van daai spesifieke geen. Nou, hoekom is hierdie diversiteit belangrik en wat is die rol daarvan in die veebedryf? So genetiese diversiteit verseker langtermyn volhoubaarheid van rasse, en dit help ook die rasse om aanpasbaar te wees met faktore soos klimaatsverandering, nuwe siektes en veranderende produksie-eise. So as hierdie genetiese diversiteit egter verlaag, is daar 'n verhoging in die inteling. En inteling kan op die enkel geen vlak veroorsaak dat daar 'n verhoging of toename is in resessiewe of siektetoestande, en dan op die kwantitatiewe vlak iets veroorsaak wat ons verwys na 'n veeteling as inbreeding depression, wat oor die lang termyn veroorsaak dat daar 'n afname is in die produktiwiteit en die vrugbaarheid van die ras. So hoe kan boere genetiese diversiteit prakties bestuur of ook baie belangrik natuurlik verbeter? So 'n belangrike stap is om 'n goeie teelprogram te hê, en daarby bedoel ek ons moet verseker dat daar goeie diere-aantekeninge is en ook stamboek-aantekeninge. So hierdie diere- en stamboek-aantekening verseker dat ons nie naby verwante diere met mekaar teel nie, en dis inteling verhoed. So boere en teelers moet probeer om nie net ook hoë impak of min hoë impak bulle te gebruik nie, want dit kan ook inteling veroorsaak, en dis natuurlik ook bietjie meer van 'n probleem in die suiwelbedryf as wat dit is in die vleisbeesbedryf. En dan hulle moet 'n breë genetiese basis gebruik, so dis basies wat ek daarby bedoel.
En dan as ons kyk na die kommersiële opset en bietjie meer vergelyk tussen rasse, is kruisdeling dan ook 'n baie goeie strategie om genetiese diversiteit te verseker. Nog 'n belangrike stap is akkurate prestasie en goeie prestasiehouding op die plaas en daarbey bedoel ek gereelde en akkurate fenotipes neem. En dan ook deur genetiese evaluasies en rasgenootskap data te gebruik, kan ons verseker dat teelers meer ingeligte besluite neem deur genetiese verbetering en diversiteit gelyktydig te verseker. Simon, net ter afsluiting, is daar enige tegnologie beskikbaar wat die veebedryf kan gebruik? So daar's verskeie hulpmiddels wat ons het om genetiese diversiteit beter te bestuur. So eerstens op 'n basiese vlak, goeie rekords, soos wat ek genoem het, en daarbey sluit ek in goeie stambome en goeie prestasie, soos voorheen genoem het. Dit laat ons toe om inteling te beperk, maar ook om teelwaardes te bereken en dan dus beter seleksie te maak. Dan as ons kyk na meer gevorderde of laat ek sê meer molekulêre tegnologieë wat verband hou met DNA, het ons verskeie DNA-analises. So die eerste DNA-analise of die mees basiese analise wat ons kry is DNA-profiele en dan ook ouerskapverifikasie. En dit help ons om meer akkuraat ouerskap te bepaal en verwantskappe baie meer akkuraat te kan bestuur. Dan het ons ook ons enkel geen diagnostiese toetse, so dit kan ons help om toenames in resessiewe of skadelike siektes beter te monitor. En dan het ons ook ons meer volle genoom toepassings, soos SNP-genotipering en whole genome sequencing. Die Afrikaanse woord is nie baie nice nie. En hierdie volle genoom tegnologie help ons om 'n meer volledige prentjie te kry van wat op die DNA vlak aangaan en so ook nog meer akkuraat inteling en genetiese diversiteit te kan monitor, maar ook om diere op 'n vroeër ouderdom te kan identifiseer en selekteer deur middel van genomiese teelwaardes. Simon, baie dankie. Dit klink asof daar heel wat hulpmiddels is vir die veebedryf. Dit was Dr. Simon Lashmar van die Landbou Navorsingsraad wat vandag met ons gesels het oor die rol van genetiese diversiteit in die plaaslike beesrasse. Fantastiese dag sover, die golf dalk nie so great nie, maar so daarom manne wat ons gaan deurdra, so nee, is bitter lekker, lekker stalletjies langs die pad, gesels lekker met die ouens, so nee, is bitter lekker. Ons sien uit na die res van die dag ook nog en vanaand en so, nee, is lekker. Hallo julle, ek is Vafa van der Westhuizen en ons is hier by die Bosmara Classic vandag. Wat 'n wonderlike dag en wat 'n lekker atmosfeer wat ons vandag hier het. Ons is hier by SA Stamboek se stalletjie nou en die druiwe lyk goed en die dinge lyk mooi. Ons wil net sê dankie vir Bosmara en al die mense wat gehelp het om die dag suksesvol te maak. Dankie julle. Hi, Kriek van die kerk van Sandijk veevoere. En ons speel vandag bietjie by die Bosmara dag hierso, Parys. En baie lekker dag, lekker weer. Ons geniet ons gate uit en ons is hier saam met my span daar aan die linkerkant. Ons 2 kollegas en 2 boere, 2 kliënte van ons wat speel. Baie lekker. Ek is Johan de Klerk, ons is van Echo White. My speelpartners is Dewald Pieterse en Kobus van Dijk. Ja, soos ek sê, ons verteenwoordig Echo White. Ons doen veevoere en ja, ons is elke jaar lekker om skouers te skuur hier saam met die manne van Bosmara.
En ja, so ver gaan die golfdag gaan goed. Baan is baie mooi, voorbereiding is goed en ja, ons geniet dit. Ons staan nou hier op die einde van ons Bonsmara Classic en dit was weer 'n uitstekende dag gewees. Ons het weer 'n lekker vol veld spelers gehad wat almal boere was en landbouvennote wat saam met ons die pad stap elke dag en dieselfde met ons borge. Ons het 20 uitstekende borge gehad wat ons ondersteun het op hierdie dag en ons is baie tevrede met hoe die dag verloop het. Ons gaan nou oorgaan na die prysuitdeling, so dan sal ons sien hoe regtig dit vir die spelers verloop het, maar ons as Bonsmara wil net vir ons vennote in die landbou baie dankie sê dat hulle ons dag so goed ondersteun en vir ons spelers wat hulle beste kom gee op die veld. Ek dink dit was een van daai geleenthede wat ons kon ons kop net bietjie wegkry van alles wat aangaan in ons bedryf en net lekker sosiaal saam verkeer en dis ook baie keer nodig. Ons het baie dinge om op te fokus, daar's baie uitdagings op hierdie stadium waarvan ons almal weet, ons hoef dit nie eens op te noem nie en dit was net lekker om bietjie weg te kom van dit af en ook om te sien dat ons almal nog steeds dieselfde ambisies en dieselfde waardes in terme van wat ons wil doen met ons boerderye en dis lekker om nie net op die slegte goed vandag te fokus nie en bietjie in 'n sosiale opset saam te verkeer. Môre is weer ons jaarlikse samekoms en geleentheid vir ons teelers om ons jaarvergadering en ons kommunikasieoggend by te woon. Dit is 'n geleentheid waar ons 'n twee-rigting kommunikasie het van die genootskap af, van die raad af, met ons teelers oor alle aspekte wat die ras raak kommunikeer en dan ons formele raadsvergadering waar ons die formaliteite deurdraf en die ernstigheid van die genootskap en alles rondom dit bespreek en hoe die toekoms van Bonsmara vorentoe lyk, obviously moet afhandel. Optimisties positief op die stadium. As ek nou alles moet in ag neem. Die genootskap self, dink ek, wat die jaar wat voor lê, dink ek is, ou gesegd moet sê, same old same, maar definitief gaan ons voortgaan en voortbou op wat ons reeds suksesvol maak. Aan die veilingskant en ons teelerskant, wat 'n groot gedeelte eintlik van die genootskap en ras is dit 'n bietjie van 'n risikojaar en baie uitdagings wat voor ons lê, maar ek voel dat ek dink oor 6 maande gaan ons normaliseer. Die eerste gedeelte van die jaar gaan maar taaf wees, maar ek dink ons gaan deur die ding kom. Dan bedryf oor die algemeen, rooi vleisbedryf, sou ek sê is nie lekker om te hoor nie, maar ek dink back and low is wat ons nodig gehad het. Het sal kom al te lank dat die rooi vleisbedryf in Suid-Afrika nie in 'n lekker plek is nie. Ek sou so sê rondom samehorigheid en eensgesindheid en doelgerigtheid deur die hele waardeketting is nie waar ons moet wees nie. So back and low seer kom en sê vir ons, is julle reg vir enige krisis in Suid-Afrika? En ek sou sê nee, ons was nie heeltemal reg nie, maar ons kan net uit leer en ons kan sê, right, wat is die pad vorentoe? Landbousgewys in die groter prentjie, dis nie net rooi vleisbedryf wat deel is van Suid-Afrika se landbou nie, maar alhoewel rooi vleis die grootste kommuniteit in die landbou is, so ek sê landbou Suid-Afrika ruk julle bedryf reg. Ons is te veel gefragmenteer in terme van samewerking en samehorigheid. Ek sou graag wou sien dat daar net een entiteit is. Kom ons noem dit landbou Suid-Afrika en ons is lankal deel van die wêreldmark. En jy gaan dit net reg kry as ons saam is en saam die krisisse kan hanteer. So optimisties positief, maar baie man te werk om te sê, right, is ons op die regte plek en hoe lyk dit vorentoe vir landbou en dan vir die rooi vleis wat 'n baie waardevolle ketting in die landboubedryf is.